Okay. Right, dis Woensdag aand. Dit is die eerste Woensdag van April. Amper is hierdie jaar al halfpad. So, tyd gaan met een magtige spoed. Ek is so bly vir een en elkeen wat hier so is. Dankie vir almal wat hier is. Dankie vir die lekker voedsel wat vir ons gegee is. Ek sou graag vanaand wou gehad het soveel as moontlik mense met hier wees, want ek dink vanaand is 'n baie belangrike aand. Ons het nou gepraat oor 'n onderwerp van ons moet in die geesteswêreld, wanneer ons, en dit gaan oor die versie wat Paulus geskryf het, wat gesê het, die vyand se planne is nie aan ons onbekend nie. Ons ken die duiwelse planne, ons weet wat die duiwelse planne is. Dis waarop dit neerkom, en nou is die vraag, maar hoe ken ons die duiwelse planne? En toe het ons begin praat oor, maar waar funksioneer hy? Hy funksioneer in die geesteswêreld. Waar is die strydperk? Hier, tussen my ore. Dis waar hy my aanval, in my gedagtes. Dis waar hy my probeer mislei, dis waar hy my probeer kry om te twyfel, dis waar hy my wil kry om weg te beweeg van die woord van God af. En dit is, quite frankly, hoekom Jesus Christus vir Petrus gesê het, die duiwel lê en loer, en hy is gretig om jou te sif. Maar ek het vir jou gebid, sodat jy nie jou geloof verloor nie. As ons na die nuwe vertaling kyk, of die heel nuutste vertaling kyk, is dit wat hy sê. God het gebid dat Petrus nie sy geloof verloor nie, dat hy sy geloof behou, deur dit. En toe sê hy vir hom, en as jy dan daarna tot bekering kom, gaan versterk jou broers. Nee, as jy daarna terugkom na my toe, want dis tog wat bekering beteken, gaan versterk jou broers. Nou, toe het ons gepraat oor, as ons dan weet waar die duiwel ons aanval, dan weet ons hy doen dit deur ons gedagtes. En toe het ons gepraat oor gedagtes, en ons gesê dat gedagtes word as ons hulle kos gee, of hy negatief of positief is, dan word 'n gedagte of 'n groep gedagtes begin naderhand kulmineer, en dan sit jy met 'n oortuiging. En 'n oortuiging is 'n ding waarvolgens jy optree. En baie mense tree uit oortuigings op, maar hulle oortuigings is totaal en al verkeerd. Of hulle oortuigings is totaal en radikaal ontdaan van enige waarheid. En baie selde kom mense tot 'n ware oortuiging. Nou ja, en dis waaroor ons gepraat het. Dit het ons gesê, okay, maar ons moet ons gedagtes arresteer. En die vraag was, maar hoe doen ek dit? En dit het ons nou gepraat oor, weet jy wat, in gehoorsaamheid aan Christus, met ander woorde in gehoorsaamheid aan die woord, want Christus is die lewende woord. Met ander woorde, ek met my gedagtes, elke een van die gedagtes wat na my kant toe kom, moet ek vat en vir hom sê, kom dat ek gou vir sê, wat sê die woord van die Here? En is hierdie gedagte nie daarmee gel nie, dan skuif ek hom uit, en sê ek vir hom, sorry, jy het nie 'n plek by my nie, want jy hoort nie by my nie, want jy loop nie parallel aan die skrif en wat Christus leer nie, en wat Christus sê ons moet doen nie. So om 'n ware disipel van Christus te wees, en om, wat die vorige leringe was, om werklik waar Christus te volg, is ek 'n leerling van Christus, en ek is 'n leerling van die koninkryk, en dan doen ek wat hy sê. En ons het 'n hele ruk terug gepraat oor, ons moet die gebooie van Christus gehoorsaam, en wat was die gebooie van Christus, ensovoort. So, ons het nou al 'n pad in hierdie huiskerkie gestap, met die geesteswêreld, en dit is baie belangrik. En ek het toevallig in die week in 'n gesprek 'n ding genoem wat sommer net in my gees opgekom het, maar wanneer ek nie onderleg is in die skrif nie, en ek nie die skrif bestudeer nie, en ek nie tyd maak om die Bybel te lees nie, en ek nie die woord van die Here mediteer en oordink en bepeins nie, en soos Dawid raak wat sê, Here, ek het u wet in my hart gebere, ek het dit hier gebere, ek het u wette hier. Kyk, vir Christus, toe die versoekings kom, en die duiwel hom aanval met versoekings, het die skrif elke keer die versoeking weer lê. Het die skrif elke keer gekom en die antwoord gegee. Selfs as die duiwel met skrif gekom het. En toe het ek laasweek nogal 'n interessante ding gesê, en ek sê dit weer. As ons kyk na die gelykenis van die saaier, dan val die saad heel eerste op die pad.
En hy sê, nou as 'n saaier het gegaan het en saad gaan saai het en daar het saad op die pad geval en die voëls van die hemel het dadelik gekom en het opgepik. En in sy verklaring van hierdie gedeelte sê Jesus Christus, dit is die duiwel. Hierdie voëls wat die saad oppik is die duiwel. Hy kom en onmiddellik wanneer die woord val, kom hy en hy roof dit by jou weg, sodat dit nie kan wortel skiet en groei en vrug in jou lewe dra nie. Met ander woorde, hy roof die woord. En uit die aard van die saak, al daai woord wat hy roof, sit hy mee. En hy gebruik daai woord wat hy roof om ons te mislei. Kyk hoe het hy met Eva gemaak. Het die Here gesê, daar kom hy met die woord. Het God gesê, julle mag van al die bome van die tuin eet? Nee, God het gesê, ons mag nie van daai boom eet nie, hoekom nie? En nou kom hy met die versoeking, en hy kom met die leuen, en hy kom met die verleiding. So gedagtes was baie belangrik, maar en toe het ons nou gepraat, maar hoe neem ek dit gevangen, en dit was in 'n neutedop opgesom nou, wat ons gesê het, ons meet dit aan die woord, ons meet dit aan die waarheid, en 'n mens bid en vertrou die Here vir bevestiging van 'n woord ensovoorts, en so begin ek om my gedagtes al hoe meer te suiwer, en al hoe meer rein te kry. Nou, ek gaan nou 'n versie vir julle aanhaal wat daarmee gaan, maar nou vanaand wil ek praat oor 'n ander ding. Vandag toe sit ek op 'n stadium en ek dog by myself, dis Woensdag. Ons sit huiskerk. En gewoonlik het ek al hier vroeg in die week begin 'n gedagte by my broei en dan het ek al 'n paar notaatjies en so, maar die notas wat ek vroeg in die week gekry het, niks met vanaand uit te waai nie. Daai notaatjies is heeltemal op 'n ander plek, maar toe kom die volgende woord by my en die Heilige Gees sê vir my, weet jy wat? Die kinders van die Here laat hulle almal in 'n valstrik vang. Ons word almal gecatch vir sakkers deur die vyand. En nou in hierdie ding dat ons wil weet wat is die planne van die vyand en weet wat die planne van die vyand is en sê, okay, maar hoe gaan ek daai planne vnyk? Hoe gaan ek daai planne uit my lewe uit kortwiek, dat dit nie op my 'n invloed uitoefen nie, het ons by hierdie ding van gedagtes uitgekom. Nou vanaand gaan dit oor een stapie terug. Nou as julle kan onthou, dan het ons gesê, wanneer 'n ou kyk na geloof, dan gaan dit oor, in die eerste plek moet ek glo dat God is. En dan in die tweede plek moet ek glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Maar dis nie waar dit stop nie. En dan het ons nou gepraat en ons weet dit, almal van ons weet dit. Laasweek toe ons nou hier inkom en ons het gepraat oor goddelike geloof, toe sê ek, wie se geloof was nie getoets hierdie week nie, en almal se hande het ondergebly, almal se geloof was getoets en op die proef gestel, en ek weet nie of ons die toets geslaag het en of ons hom gedop het nie, maar as ons hom gedop het, gaan ons hom weer skryf, want dis hoe dit nou maar werk, ons gaan hom aanhou skryf tot ons hom slaag. Maar vanaand wil ek teruggaan na 'n absolute sleutel tot die arrestering van 'n mens se gedagtes, om jou gedagtes te kry, om in elke opsig onderworpe te wees in gehoorsaamheid aan Jesus Christus en aan sy woord. En dit is, waarom lyk die kinders van die Here, waarom lyk die kerke, waarom lyk baie mense wat daarin roem, dat weet jy wat, hulle is wedergebore en hulle volg die Here en hulle stap met die Here 'n pad en hulle hou aan hom vas. Maar daar's moeilikheid, daar's probleme, daar's demoniese aanvalle, daar is die een terugslag na die ander terugslag, daar's die een beproewing na die ander beproewing. En yes, ons het nou al in hierdie huiskerk gepraat en ek het dit genoem, dat Paulus op 'n stadium skryf in een van sy briewe en hy sê, dit het met ons so sleg gegaan, ons het soveel teëspoed gehad, dat ons die moed om te leef verloor het. En dan kom hy en dan sê hy, maar toe kom God en red ons uit dit uit. En hy sal ons weer uit dit uitred, as dit moet. Jy weet,
kyk maar 'n bietjie na die pad wat Paulus gestap het en dan kom 'n mens agter, dit was nie altyd maanskyn en rose vir hom nie. Net so min was dit maanskyn en rose vir enigeen van die ander disippels. Want hulle het almal maar vervolging in die gesig gestaar so ver wat hulle gegaan het met die verkondiging van die koninkryk. En nou weet ons, die skrif sê vir ons, vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit al die sulkes red hy hulle. En dan is daar ander skriffies wat sê, weet jy wat, al val die regverdige, so 'n regverdige val. It's not plain sailing. Al val die regverdige 7, ja 8 keer, God tel hom elke keer weer op. Nee. Hy is not alone. Ek het toevallig het ons nou Sondag in die kerk gesit en toe het pastoor Isak Burger, Dr. Isak Burger gepreek en wat 'n woord. Hy sê hy het so absolute bevestiging gekry dat hierdie 'n woord vir die gemeente is en sy woord het gegaan oor moeilikhede, teëspoed. En toe het hy gepraat en hy het 'n baie interessante skrifgedeelte gebruik om sy boodskap oor te bring en dit was 'n interessante skrif en dit was 'n baie interessante toepassing. Ek wil nie daaroor uitwy nie want dan gaan ek definitief uit hardloop want dit was 'n ongelooflike woord en ek sal kyk of ek nie op een of ander manier 'n bietjie van dit kan inwerk dat ons dit ook hier in die huiskerk kan bespreek en mediteer en uit mekaar uittrek nie, maar die woord van die Here leer my. En dis wat die Heilige Gees vandag vir my kom wys het. En dit is, mense is te neergedruk. Mense is versla. Mense is gebuk onder moeilikhede. Mense het nie meer 'n glimlag op hulle gesig nie. Die wêreld druk op jou skouers. Jy voel, ag, weet jy wat, net sodra ek dink ek tel my kop op, dan slaan 'n ander golf hier om plat. Elke keer as 'n ding gebeur, net sodra ek dink, hier het ek nou 'n ding reg gekry, dan het ek teëspoed van hierdie kant af kom. En so kom die goeters van alle kante af, en so kom die woord waaroor dit gegaan het Sondag, wat gesê het, jy weet, geloof, deur swaar kry en deur moeilike tye en dinge wat jou pad langs kom en ontberinge, kweek volharding. En volharding kweek weer op homself 'n toewyding aan God en 'n heiligmakingsproses en die hele ding trek deur na weet jy wat, maar hierdie goeters gaan my net sterker geestelik maak in plaas daarvan dat dit my gaan platslaan. Maar ons is almal mense. En ons het in die week het ons 'n interessante gesprek gehad oor die hart van die mens. Wat is die hart van die mens? Die hart van die mens bestaan uit my intellek, my wete, my emosies, my wil. Dit almal saam maak die hart van die mens. En nou kom die woord van die Here en hy sê, so sit 'n mens in sy hart dink, so is hy. Met ander woorde, weer eens die belangrikheid van gedagtes. Nee. En wat is in my hart? My eie wil, my emosies, my intellek, my manier om gedagtes te oordink en te bedink en dan, soos wat ons gesê het, dit gaan oor in later in oortuigings in. En dit bring vir my onder sekere oortuigings, reg of verkeerd. En nou het ons gepraat wat interessant was. Hoeveel tyd spandeer 'n mens in 'n dag met jou eie gedagtes? Ek meen practically vandat jy wakker word, tussendeur het jy 'n gesprek met iemand anders en dink gegaan iets en as jy jou weer kom kry jy met jou eie gedagtes besig. 'n Mens is consistently in jou eie gedagtewêreld wat die terrein is waar die duiwel 'n meester is. En ons moet sy planne ken. En om sy planne te kortwiek en te sê, maar ek gaan nie laat sy planne in my lewe slaag nie, moet ek elke gedagte kan arresteer. En nou kom die woord van die Here en hy sê vanaand vir my. Hy sê wat julle vergeet het, is dat julle het 'n God, wat 'n lewende God is, wat die skepper is van hemel en aarde. Ja, ons weet dit. Maar weet ons dit regtig? Want nou kom hy en hy sê, weet jy dat hy
wat God is nie 'n God wat hier by die aarde aangekom het en toe bestaan die mense en toe word hy hulle God nie. Nee. As ek glo in wie God is en as ek glo in die skepping en as ek glo in die woord van die Here, dan is ek een van God se planne. God het besluit daar gaan mense wees. En hulle gaan vermeerder en hulle gaan die aarde vul. En hy het geweet daar gaan goeie mense wees en het geweet daar gaan slegte mense wees. Daarom sê Jesus Christus toe hy op aarde wandel, daar is hulle wat die kinders van die Here is en dan is daar hulle wat die volgelinge van die Satan is, wat die kinders wat die Satan as 'n vader het, wat die duiwel as 'n vader het. So alle mense is nie goeie mense nie. En daar is baie skrifte wat sê moet nou nie val by die goddelose nie. Vanaand se skrifgie gaan ek nou vir julle lees. Ek gaan hom nou is nou 'n paar versies, maar is baie kort. En dan gaan julle nou agterkom waaroor gaan ek nou praat, want ek het dit nou probeer toehou tot nou toe. Psalm 37 vers 1. En ek is nou in die ou vertaling, nie in die nuwe vertaling nie. Hy sê 'n Psalm van Dawid en dan sê hy Alef, wat alfa is, wat die eerste is, wat se getal 1 is. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie en beny nie hulle wat onreg doen nie. En dan kom hy by Psalm 37 vers 2. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. En dan kom hy by 37 vers 3 en dan sê hy Beth. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Beth is natuurlik die tweede woord in die Hebreëse alfabet, maar ek dink nie hierdie is ABC nie. Ek dink daar spesifiek hierdie woorde ingesit wat ook ABC is. Maar ek gaan nou daaroor 'n bietjie ietsie sê. Psalm 37 vers 4. 3. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En dan kom hy by 37:4. En verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En dan sê hy in Psalm 37 vers 5. Gemel, wat natuurlik die derde letter in die Hebreëse alfabet is, want hulle het nie 'n C soos ons nie. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Hy sal dit uitvoer. En dan Psalm 37 vers 6, en hy sal jou geregtigheid laat voortkom, soos die lig, en jou reg soos die middag. Nou ek wil net gou stop, dit was vir my verskriklik opvallend en die Heilige Gees het dit sommer vir my so gewys, so duidelik gewys. Daar's nie om dowe nee te Alef nie, daar's nie om dowe lee te Beth nie, daar's nie om dowe nee te Gemel nie, daar's nie om dowe lee te in daai hele Psalm by elke tweede versie 'n Hebreëse woord of 'n woord wat ook toevallig 'n letter van die Hebreëse alfabet en 'n getal is nie. Maar ek gaan net hierdie eerstes gebruik, want ek wil nie oor die hele Psalm gepraat en dan gaan ek julle baie lank besig hou. Alef is alfa, is die eerste, is eenheid, is God is een, is 'n woord wat saamgaan met meester en leermeester. Dis van die betekenisse van die woord Alef. En dan is daar een van sy ander betekenis, grootheid. As jy met God een wil wees, en as jy in sy oë groot wil wees, of grootmoedig wil wees, of grootsheid beklee in die aangesig van die Here, wees nie afgunstig op kwaaddoeners nie. Ek wil net vir julle die perspektief gee van hierdie skrif. En beny nie hulle wat onreg doen nie, want hulle gaan vergaan. Hulle gaan soos gras vergaan. Moenie eers Dawid skryf, hy sê, Here, ek het amper tot 'n val gekom toe ek die voorspoed van die goddelose sien. Maar toe wys God my hulle einde. En toe kom ek agter, dis nie 'n goeie ding nie. Nee. Nou, dis wat Alef beteken. As jy grootsheid wil hê geestelik,
Moenie afsydig of afgunstig wees op mense wat onreg doen en onreg pleeg en kwaaddoeners is nie, want hulle gaan vergaan. En dan kom hy by die tweede een en dan sê hy, Beth, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Nou goed, Beth, sy snaakse, dit is nogal insiggewend hoe die lettertjies lyk, maar hy lyk soos 'n huisie met 'n kolletjie in, en so aan, en dan beteken hy ook toevallig woning en huis, en wat hy onder andere beteken is, God wil graag by jou woning maak. En God wil graag hê, ons moet hom innooi in ons lewe in. Sê Jesus Christus nie, ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak sal ek inkom en met jou maaltyd neem, ou nie. Sê Jesus Christus nie, as julle my aanneem en glo dat die Vader my gestuur het, sal ek en die Vader kom en by julle kom woning maak nie. Nou, dis op, juist die huis, en God wil jou bewoon, juist die tempel, die tabernakel van die Heilige Gees, en hy wil by jou kom woning maak, en hy gaan by jou kom woning maak, as jy op God vertrou. Dis hoekom hy sê, laat dit jou woning wees om op God te vertrou, laat dit jou vesting wees om op God te vertrou, en doen wat goed is. Moenie ophou om goed te doen nie, bewoon die aarde, en beoefen getrouheid. Nee, en dan kom hy by die volgende ene, en dit is eintlik Psalm 37 vers 4, verlustig jou in die Here. Ek het die Engels ook toevallig aangehaal, delight thyself in the Lord. En ek gaan nou vir julle sê hoekom het ek dit in Engels aangehaal, want delight thyself beteken baie dinge. En dan kom hy by die volgende versie en dan sê hy, gemel, laat julle weg aan die Here oor. Gemel beteken toevallig om te hardloop soos iemand wat ryk is, om goed te gaan doen en om barmhartig te gaan wees teenoor 'n arm persoon. Dis letterlik wat dit beteken. Dit beteken om te gee, om die kuns te hê om te weet hoe om te ontvang en hoe om te gee. Hoe om met vriendelikheid jou pad te wandel en goedhartig te wees. Dit is alles wat gemel beteken. Nee. Nou dis net hierdie stukkie, maar die groot kruks is, hoe verlustig ek my in God? Wat beteken dit as die woord van die Here vir my sê, verlustig jou in die Here? En dan kom hy hier en dan sê hy, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Nee, verlustig, wat beteken verlustig? Verlustig beteken anag, in Hebreëus, hy sê om my te verlustig in iets beteken om dit ten volle te geniet. Om te sê, yes, like, ek is uitbundiglik bly. Het julle al gesien as iemand mense se aandag capture, en jy kry daarvan af die gesegde wat sê, ek het letterlik aan sy lippe gehang. Nee? I was in his face. Jy weet, ek het die hele tyd net vir hierdie ou gekyk, ek het aan sy lippe gehang, want jy weet, niks kon my fokus van dit af wegvat nie. Dit is iemand wat hom verlustig in die Here. Dis iemand wat so vasgevang is deur die woord van God, en wat hy sê, dat ek aan sy lippe hang, dat ek letterlik my fokus op hom het, en daar's niks wat my aandag kan aftrek, weg van dit af nie. Nee? Dis wat verlustig beteken onder andere. Om my wese op te vrolik. Ek wil nie sê, so sekere mense wat ek nou die name van wil noem nie, wat die skoot hoog deur het, en jy kan sommer sien, die wêreld het verander, oornag, en het 'n paradys geword. Dis letterlik wat verlustig beteken. Dit beteken dat ek is so, I'm so into God, I'm so into my Lord and Savior, Jesus Christ, dat ek
beide die Vader, die Seun en die Heilige Gees, al drie van hulle, ten volle geniet. En nou kom 'n groot waarheid uit hierdie ding na vore. Hoe neem ek my gedagtes gevange? Waarmee kom die duiwel? Ons ken mos nou sy planne. Ons praat mos nou oor sy planne. Hy kom met morbid. Hy kom met depressie. Hy kom met negativiteit. Hy kom met ongeloof. Hy kom met twyfel. Daar's net niks wat reguit is nie, alles is krom. God kom en sê, ek is 'n goeie God. En toe hy die aarde gemaak het, ek wil julle net terugvat na 'n tydperk toe waar ons nog nie was nie. Nog voordat hierdie aarde gevorm was. Inteendeel in een van die skrifte wat ek gelees het, oor die geesteswêreld, in die boekie wat ek vir jou nou bestel het van Dr. Isaac Burger, waar hy praat oor die geesteswêreld, sê hy, die aarde was woes en leeg, daar was niks. Daar was nie vorm nie. Was vormloos. En die Heilige Gees het oor die waters gesweef. En toe kom God. En in hierdie chaos, in hierdie niks, in hierdie godverlate omstandigheid, kom hy en hy skep die aarde. En hy skep die heelal. En hy skep die kosmos. En terwyl hy besig is om te doen, kom hy aan die einde van dit en hy maak die mens. Nou vandag as ons met teleskope kyk en sterre ontdek en sterrestelsels ontdek wat ons nog nooit geweet het nie, en black holes ontdek en allerlei sulke goeters in 'n mikroskoop vat wat so sterk is dat ons al hoe dieper en dieper en dieper binne in 'n sel kan ingaan om te kyk hoe dit saamgestel is, ontdek ons aan al twee kante hierdie geweldige groot kosmos en hierdie klein mikroskopiese deeltjies, ontdek ons goeters wat ons hande vaslaan en sê, wow, wie het dit gemaak? Wie het die mens gemaak? En dan kom die woord en dan sê die woord vir ons, Here, ek was 'n ongevormde klomp toe ek in my moeder skoot was, maar U het my kunstig aan mekaar geweef. Hy het 'n meesterstuk van my gemaak. En dan kom die duiwel en sê vir jou, baby, jy's 'n sot man, wat dink jy? Jy kan nie eers 2 en 2 bymekaar tel en 4 kry nie, of 5 kry nie. Jy weet, en so kom die duiwel en kom kraak jou af, kom breek jou af, kom vertel vir jou hoe nietig en hoe ellendig jy is, terwyl die woord van die Here sê vir my, weet jy wat? Ek het jou kunstig gemaak, ek het jou volmaak geskape vir die doel waarvoor ek jou nodig het. En hy het my uitgedink. Ek is nie net om hier, ek is nie 'n woepsie of 'n groepsie woepsie of 'n watse woepsie ook al nie. Ek is nie net hier omdat een of ander tyd twee mense gemeenskap gehad het en voila, daar sit die oogies en hier is ek vandag 'n gebore wese nie. Nee. God is die gewer van lewe, sê die skrif. Daar sou nie lewe gekom het as God dit nie gewou het nie. Daar is nie so ding soos 'n glips nie. Daar is nie so ding soos 'n mistake nie, daar is nie so ding nie. God het elke ding gelaat gebeur en God sê, ek het jou gevorm, ek het jou aan mekaar gesit, ek het vir jou kwaliteite gegee, ek het vir jou goeders in jou ingebou, wat ek tot my eer wil aanwend en tot uitbreiding van my koninkryk wil aanwend en waarmee ek wil sien dat jy my kind word. Hy het in my die vermoë ingebou om 'n kind van God te word. Ek is dit nie, maar ek kan dit word, want hy sê aan hulle wat in my glo, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Ek het die versie vir julle hier aangehaal. Nee? Dan kom die volgende stap, die gehoorsaamheidsstap, die aflegging van myself en sê, Here, ek verloon myself, ek neem my kruis op, ek volg Christus, ek volg hom deur die doopwater, ek lê my ou lewe neer en ek word saam met Christus vereenselwig in sy dood en ek staan saam met hom op in 'n nuwe lewenswandel. Maar dis wie God is. Hy het een en elkeen van ons geken voordat die aarde bestaan het, voordat hy die see en die grond en van mekaar geskei het, en voordat hy die plante laat voorspruit het, en voordat hy die diere en die voëls en die visse in die see gemaak het hy my geken, en het hy Richard, het hy jou geken.
En het hy, inteendeel, vir sy griffiere gesê, teken hierdie ou se lewe aan, van sy geboortedag tot sy sterfdag. Ek ken sy hele lewe, ek ken sy sit en sy opstaan, ek ken sy gedagtes van ver af. Daar's niks wat van my wat van voor God verborge is nie, hy ken my. Beter as wat ek ooit myself kan ken God my. Dis wie God is. Nee. Dis dieselfde God wat sê, daar's vir my niks onmoontlik nie. Dis dieselfde God wat sê, ek gaan my volk verlos, en hy doen al die wonderwerke om Israel te verlos en weg te vat uit Egipte uit. Hy kloof die see, hy bring water uit die rots uit, hy gee vir hulle miljoene voeltjies om te eet. Gaan maak die sommetjie, oor 40 jaar, ek weet nie wat al die voels vandaan gekom nie. Maar is nie vir my snaaks nie, want Jesus Christus, die Seun van die lewende God, staan as 'n menslike wese en vat 5 visse en 3 broodjies, of 2 broodjies, breek dit, dank die Here en deel dit uit en 'n skare van 15,000 plus, eet almal daarvan en daarna bly daar 12 mandjies oor terwyl daar 1 mandjie was waarmee hy begin het. Niks is vir God onmoontlik nie. En nou is dit die God wat sê, verlustig jou in my. Waarin moet ek my verlustig, Here? Verlustig jou in die gedagte dat, weet jy wat? Jy's myne, ek het jou uitgekies, jy's my kind. Verlustig jou in die feit dat ek jou paaie vir jou wil gelyk maak. Verlustig jou daarin dat ek elke probleem vir jou wil oplos. Verlustig jou daarin dat ek die Here jou God is en dat niks vir my onmoontlik is nie. Verlustig jou daarin dat ek jou ken. Maar verlustig jou meer so daarin dat ek jou vader is. En dat ek nie soos 'n aardse pa is nie, en ek sê jou nie so behandel soos 'n aardse pa sy kinders behandel nie, want selfs hulle wat aardse pa's is wat weet wat goed is om hulle kinders te doen, hoeveel te meer sal ek wat die hemelse Vader is nie aan jou goed doen nie. Maar die duiwel het dit reg gekry om ons almal 'n hoek in die neus te sit en te sê, kry 'n lekker dik bekkie en loop hier rond en môre en dat almal vir jou vra, ag, geestelik broer, wat is fout? Wat is jou las? Kan ek jou help dra? En dan is dit 'n swanesang en die lewe is so moeilik en dan beklaag ek my lot en ek huil op almal se skouers. Yes, ons het almal ondersteuning nodig, ons het almal steunstelsels nodig, ons is almal mense, ons het almal emosies, maar nou kom die Here en hy sê vir hulle, maar ek kan jou help om jou gedagtes te arresteer. Elke negatiewe gedagte wat na jou toe kom, elke morbiede gedagte, elke depressie gedagte, elke gedagte van ek is 'n failure, elke gedagte van ek weet nie of die Here my meer hoor as ek bid nie, elke gedagte van elke dag wat kom het onheil van sy eie. Al daai gedagtes word opgeslurp deur hierdie versie wat sê, verlustig jou in die Here. Raak uitbundig bly. Ek ken 'n ou wat so uitbundig bly geword het, dat sy vrou hom verag het, en die woord van die Here sê, toe hy, nadat hy klaar gedans het voor die aangesig van die volk, en voor die ark van die Here, en hy in sy huis instap, toe kom Mikal, sy vrou, en sy sê vir hom, maar hierdie koning het hom daarom vandag baie goed gehanteer, voor die diensmeisies, en slavinne. En Dawid, dink ek, het 'n heilige woede gekry, want hy sê vir haar, miskien sal ek myself verder gaan verneder voor daai selfde diensmeisies. Nee? En die woord van die Here sê vir ons, as gevolg van wat sy gedoen het die Here haar nie die genot gegee om ooit 'n kind in die lewe te bring nie. Terwyl God 'n belofte gemaak het, dat Dawid se koningshuis sal nooit vergaan nie, sal altyd bestendig bly en daar sal altyd een van sy nasate op die troon sit. En dit kon haar kind gewees het wat sy nie gehad het nie, as gevolg van die feit dat sy 'n man verag het wat hom verlustig het in die Here. Ek gee nie om of iemand hulle aan my afvee nie, ek gee nie om of iemand dink ek is stupid nie, ek gee nie om of hulle dink ek is belaglik nie, ek gee nie om of hulle dink ek is van my trolley af of ek het my sinne verloor nie, maar ek wil hierdie woord vanaand vat en sê, Here, help my om my te verlustig in die Here.
Want daai versie gaan saam, so saam, hand aan hand met 3 ander. Dis die triade, as ek dit so kan noem, wat die volgende sê. En ek gaan terugkom na, want ek het nog so 'n bietjie tyd. Hier's 3 verse. Ek het nou net gekry. Ek het dit nou nie geprint nie. Ag my vader man. Dit sou nou sad wees, want ek wil nou graag vir julle hierdie gee. Gelukkig weet ek wat ek vir julle wil sê. Die eerste versie wat saam met hierdie versie loop, wat sê verlustig jou in die Here, is daar 'n versie wat sê die blydskap in die Here is my beskutting. Nou ek het daai versie het ek uitmekaar uitgetrek en dit lyk vir my hy het afgeval. O nee, hier is hy. Ha! Hierdie vers loop hand aan hand met die volgende vers. Romeine 12:2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God toe om julle gedagtes te vernuwe. Hoe gaan my gedagtes vernuwe? As ek besef dat weet jy wat, of dit vroeg in die môre is, of dit laat in die aand is, of ek lê en slaap en of ek in die werk is en of ek op die pad is, die Here my God is my krag en my sterkte. Hy is my skuiling. Hy is die ene wat sê, hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef in die skaduwee van die Almagtige. Dis hy wat sê, verlustig jou in my, raak uitbundiglik bly dat ek jou pa is. Want ek wil aan jou goed doen. Hier's 'n paar versies. Hy wil aan ons goed doen. Né? Kom ek gaan eers na God is my pa toe. Matteus 8 vers 29 en met een skree hulle en sê dis die duiwels. Dis die demone. Jesus kom en hierdie ou is besete en hy het 'n hele paar demone in hom en met een staan hulle en hulle skree, hierdie demone. Wat het ons met u te doen, Jesus seun van God? Het u gekom om ons voor ons tyd te pynig? Wie wat sê die Heilige Gees vir my? Wie's jy? Is jy 'n kind van God of is jy nie? As jy 'n kind van God is, dan weet elke demoon dit. Want die demone het geweet Jesus Christus is die seun van God en dis hulle wat uitroep toe hy in die tempel inkom en hulle sê, wie is u? Seun van die lewende God. As ek 'n kind van God is, dan weet die demone ek is 'n kind van God, want hulle weet die Heilige Gees woon in my. Julle het al tot vervelings die storie gehoor van die ou wat sê dat, jy weet onder die sataniste, wanneer hulle uitgaan om mense te target en so aan, en met hulle evil planne te kom, dan bly hulle weg van die mense wat die vlam hier soekie het, wat hier so voor hulle brand. Want dit is die mense wat kinders van die Here is. En dan sê hy, hulle wat gedoop is met die Heilige Gees, sy hele liggaam is omhul met vuur. Nou, ek noem dit vir wat dit werd is. Dit was nog nooit my ervaring nie, maar dis nie vir my om daaroor te stry nie. Ons leer baie van dit in die woord van die Here, so as ek dit meet aan die woord van die Here, dan kan ek dit nogal met redelike sekerheid as 'n ware feit vat van die vyand se kant af. Né? En dit is dat, weet jy wat, die woord van die Here sê, Johannes is besig om mense te doop. En terwyl hy besig is om die mense te doop in die Jordaanrivier, gaan lees Lukas, veral in Lukas waar dit gaan oor die doping van Jesus Christus, Lukas 3, dan kom jy sien, dan sê jy sien, toe Lukas besig is om die mense te doop, toe sê hy, ek is net die ene wat die weg voorberei van hom wat na my kom, want hy wat na my kom, wie se skoenveters ek nie werd is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So ek aanvaar die demone weet wie die kinders van God is, want hy sien die vuur, hulle sien die vuur van God. Hulle beweeg in die geesteswêreld, hulle sien die geestelike vuur van God waarmee ons gedoop is, en as ek daai vuur in my liggaam het, en as ek daai vuur wat by my is, dan sekerlik is dit 'n bekende feit dat hulle weet wie die kinders van God is.
En dis die mense wat hulle ook sal probeer teiken, want weet jy wat, en hierdie is 'n waarheid, wat ons nooit moet vergeet nie. As ek my nie verdiep in die skrif nie, as ek nie die skrif lees en mediteer nie, as ek nie die Bybel bestudeer met aandag en sê, Here, laat U Gees hierdie skrif aan my hart openbaar nie, weet jy wat gaan gebeur? Die duiwel gaan my op 'n vleeslike manier in die geestelike realm intrek. Hy doen dit elke dag, hy doen dit met kindertjies. Dit wat hulle doen in hulle games wat hulle speel, dit wat hulle kyk op hulle selfone, dit wat hulle doen op ek wil nou nie weer TikTok noem nie, want dan is ek unfamous, né? Maar dis die wapentuig wat die duiwel gebruik om mense in die geesteswêreld in te trek en hulle te introduce aan 'n geesteswêreld waarvoor hulle glad nie gereed is nie. Want hoe wil ek in die geesteswêreld inkom as ek nie reg is om in die geesteswêreld in te kom nie, want daar's net een manier om in die geesteswêreld reg in te kom. Het jy dit geweet? Wil jy dit weet? Right, wat sê Jesus Christus in Johannes? Hy sê ek is die deur. Hy sê enige iemand wat nie deur die deur kom nie, is 'n dief en 'n rower en 'n moordenaar. Enige iemand wat in die geesteswêreld ingaan en dit nie deur Christus doen nie, deur die woord doen nie, deur die lewende rema woord doen nie, is 'n dief en 'n moordenaar en 'n rower. Dis hulle vir wie jy uiters versigtig moet wees, want hulle gaan met 'n gedagte van godsaligheid kom. Dis daai oomie in die kerk waarvan ek gepraat het, hy lyk reg en hy ryk reg en hy aan al daai dinge, maar in wese is hy niks anderster as iemand wat hom voordoen as 'n engel van die lig nie. Waar Paulus dit skryf en hy sê ja, die vyand, die duiwel doen hom voor as 'n engel van die lig, sê hy, en dit is nie snaaks nie, want sy dienaars doen dit ook. Sy gesande doen dit ook. So wanneer iemand na jou toe kom met 'n vreeslike godsdienstige aanslag en jy het nie die gees van onderskeiding nie, hoe weet jy dis eg? Hoe weet jy dis eg? Hoeveel mense is al so teleurgesteldheid mense in die kerk uit? Kyk net hoe is die kinders van die Here. Ek wil niks met hulle te doen nie. Ek wil glad nie eers kerk toe gaan nie. Daai ouens is net 'n klomp hipokrits. Dis die labels wat die kerk het, maar hoekom in die kerk daai labels? Want weet jy wat? Dis mense wat in die geesteswêreld wil operate wat nie deur die deur gekom het nie. Daar's net een deur, Jesus Christus. Hy's die deur. As jy nie in die geesteswêreld ingaan deur die skrif nie, as jy nie in hierdie skrif leer wat is die geesteswêreld nie, wil ek vir jou sê, jy's op 'n dwaalpad. En jy gaan met geestelike kragte te doen kry en jy gaan nie weet, is dit van God of is nie van God nie. Daar's deesdae die namaaksel van die Heilige Gees, Kundalini. Mense wat net so in brabbeltaal praat asof hulle in tale spreek, maar dit het niks met God te doen nie. Dis 'n namaaksel. Mense wat soos varke maak en rondhardloop en te kere gaan en dan sê die mense, ja, maar dit is die Heilige Gees. Ek sien nêrens in my skrif dat die Heilige Gees ooit buite orde is nie. Nooit. God is 'n God van orde. Sy Gees is 'n Gees van orde. Ja, sy Gees is baie beslis en hy kan vir jou sê, nee, moenie daai pad stap nie. Toe Paulus hulle wil op 'n stadium in 'n plek gaan preek, het die Heilige Gees hulle nie toegelaat om dit te doen nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Maar die Heilige Gees is in baie opsigte, baie predikers, vurige predikers praat van the gentle dove of God. Hy is die gentleman, hy is die ene wat met die sagte aanslag kom. Né? Yes, die Heilige Gees is ook die krag van God. En ja, die krag van God kan toelaat dat mense onder 'n salwing verskriklike goeders doen. Samson het tot die salwing van die Heilige Gees 'n hele poort van 'n stad uitgeruk en bo sy kop gedraai en hom op die koppie gaan gooi. Baie kere die gawe van kragte deur mense geoperate. Dink dan net aan as hy hoe vang 'n mens in een nag soveel jakkalse en bind hulle aan mekaar vas, hulle sterte aan mekaar vas met 'n fakkel en stuur hulle in die lande en dat hulle die lande gaan afbreek. Wie jy wat, al vat jy 'n hele hoërskoolleities wat kan rugby speel en kan tackle en te kere gaan hulle nie soveel jakkalse in een aanvang nie. Hy doen dit man alone. Hoekom? Want die salwing van die Gees van God is op hom. Nee.
En dis die salwing wat ons nodig het om hierdie jukke wat op ons is te breek, om hierdie negatiewe jukke wat op ons gelê word deur die duiwel te verbreek, om hierdie strangels af te breek, om te sê, ja my Here, weet jy wat, ek wil my gedagtes vernuwe kry. Waar is 'n beter gedagte as die gedagte wat vanaand deur die Heilige Gees vir ons gegee word? Verlustig jou in die Here. Verlustig jou in die Here. Weet jy wat? Voor die grondlegging van die aarde het ek geweet wat gaan môre in my lewe gebeur. Daar's nie vir hom surprises nie. Daar's vir my dalk 'n surprise, maar ek is nie bekommerd oor die surprise nie, want as ek my verlustig in die Here, dan gee hy my die begeertes van my hart. Dis die tweede deel van hierdie versie. Nou is daar baie mense, ek het eendag het ons onthou ou arme Muriel, bless haar soul. Sy was hier in, Jogie, sy was hier so in die huiskerk, en toe ek een aand van hierdie goeders praat, en ek sê vir haar, die Here sê, ons moet ons begeertes in hom bekend maak, toe sê sy, maar sy dog, ons mag nie begeer nie. Daar's niks verkeerd om te begeer nie, maar as ek begeertes bekend maak aan die Here met smeking en danksegging, dan weet God wat my begeertes van my hart is. En in elk geval ken hy my gedagtes, al van ver af, in elk geval ken hy my hart beter as ek homself ken. En as ek my verlustig in die Here, as ek jubel soos Dawid, oor 'n ark wat teruggebring word in die volk van onder die volk van die Here en hy uitbundig voor die Here dans. En hy sê ja, toe sy vrou vir hom sê, jy het jou soos 'n masbieker gedra, toe sê hy vir haar ja. Hy sê, jy sal my nie stop om te dans. Hy sê ja, ek sal dans voor die aangesig van die Here. Hoekom? Hy het geweet om te verlustig in die Here. Daarom was hy 'n man na God se hart. Verlustig jou in die Here. Dit is 'n ongelooflike stukkie skrif. Delight thyself in the Lord your God. Ek wil vir julle 'n dingetjie skryf wat ek of lees wat ek hier geskryf het. To delight myself in the Lord in context means I will make God my heart's delight, and then he shall give me my heart's desires. Dis 'n quid pro quo. Hy sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Wat jy ook al begeer, wat jy ook al in jou hart begeer, uit die aard van die saak binne in sy wil. Ek meen, as ek nou begeer om 6 Lost Life Goals te hê, gaan die Here dalk daai begeerte vir my gee nie. Nee. Maar as ek my delight in die Here en in sy woord, en ek het my gedagtes op hom gerig, gaan ek in elk geval nie sulke begeertes hê nie. Ek het dit nou maar net ingechip vir wat dit werd is. We must not only depend upon God, but solace ourselves in him. We must be well pleased that there is a God, that he is the one as he has revealed himself to us. Weet jy, die Here het al vir ons soveel wonderlike dinge gedoen. Hoeveel keer het die Here nie 'n mens se lewe gered nie? Hoeveel keer het hy nie sy engele gestuur om ons te bewaar nie? Hoeveel keer het hy nie gekom en ons vertroos deur sy Heilige Gees nie? Hoeveel keer het hy nie tot ons redding gekom of tot ons te hulp gesnel nie? Dan sê hy, we must delight ourselves in his beauty, bounty and benignity. Our souls must return to him and respond in him as our rest. Ek vind my rus in God. Nee. Ek hoef nie paniekerig te raak nie. Ek hoef nie te paniek nie. Ek hoef nie angstig rond te kyk nie. Ek hoef nie rond te hardloop nie. Ek kan rustig in die rus van God wees. Being satisfied of his loving kindness. Ek weet, die Here het vir my net goeie gedagtes. Jeremia sê, ek weet wat my planne vir jou is, sê die Here. Planne van voorspoed, nie planne van onheil nie. Ja, Here, maar hoe lank nog? Wie wat? Vergeet, Here, hoe lank nog? Verlustig jou in die Here. Here, jy is so wonderbaarlik, jy is so goed, jy is so wonderlik. Jou planne vir my is soos die sand van die see. Jou planne is voorspoed, nie onheil nie. Ek verlustig my daarin.
Of die Here nou my omstandighede verander of nie. Ek verlustig my in die Here. Ek gaan nog steeds die Here groot maak. Ek gaan hom steeds eer. Ek gaan sê, Here, U is so 'n goeie God. Alle goeie gawes kom van U af. Nee. Nou goed. Die belangrikste van hulle almal is dat, kyk nou Romeine 7 vers 22, want ek verlustig my in die wet van God, in die woord, na die innerlike mens. Nee, die nuwe vertaling stel dit so. So vind ek dan in my hierdie wet, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Nou dit klink nie soos die vorige versie nie, maar kom, hou vas, buckle up, hier kom die tweede deel. Diep in my wese, in my innerlike mens, vind ek vreugde, vind ek joy, vind ek satisfaction, vind ek 'n onuitkeerlike en uitbundige vreugde daarin, dat die Here vir my goed is, en dat hy my God is, en dat hy aan my goed wil doen. Nee. Maar ek vind in my doen en late ook 'n ander wet, wat stryd voer met dit van my gees. En dit is nou natuurlik die vleeslike mens. Jy's nou besig met daai studeer, hoe ver het jy daarmee gekom? Jy het mos gesê, jy's besig met Romeine. Nou, is jy klaar met dit? OK. God het vir ons hierdie goeders in Jesus Christus gegee. Ek wil klaarmaak. Die tweede ding is, behalwe dat God ons Vader wil wees, dat hy vir ons die vermoë gegee het om sy kind te word, het hy gesê, dat ons is sy kinders. Hy sê dit in 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie ken nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie eens geopenbaar wat ons sal wees nie, maar al wat ons weet, is as hy Christus verskyn, gaan ons gelyk aan hom wees, ons gaan soos hy wees, ons gaan verheerlik wees, ons gaan dit wat corruptible is, beklee met incorruptible, ons gaan dit wat tydelik is, met die ewige ruil, ons gaan dit wat vernietigbaar is, met ewigheid beklee. God gaan ons heeltemal transformeer. En dis die belofte wat Christus ons gegee het. So het ons 'n rede om ons te verlustig. Net die feit dat hy my pa is, maar net die feit dat hy my Abba Vader is, net die feit dat ek kan gaan en sê, Here, weet jy wat, jy het my geken lang voor die tyd toe jy al my sondes geken het, van my geboorte. Hier's die feit, as God my hele lewe ken, van sy begin tot sy einde, dan weet hy wat al my sondes is, selfs hulle wat ek nog nie gedoen het nie. En nogtans het hy my so lief gehad, dat hy sy seun my pad langs gestuur het, sy Heilige Gees gestuur het, om in my hart te werk, om Christus aan te neem as my saligmaker. Het hy my so lief gehad, dat hy gesê het, I like you. Ek wil hê jy moet my kind word. Ek wil hê jy moet gehoorsaam wees aan my woord, jy moet my seun navolg, jy moet hom aanneem as jou saligmaker, sodat ek jou kan wederbaar, sodat ek jou my kind kan maak. En dan die tweede ding is, God wil aan ons goed doen. Whether we like it or not. Die duiwel het ons al so belieg, dat ons dink net dit moet swaar gaan. Die kar moet breek, né? Die kalf moet in die put wees. Jesaja 30 vers 18, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm. Hy is ongeduldig om aan ons goed te doen. Daai groot skepper van hemel en aarde, wat die son in sy krag gemaak het, wat die uitspansel gemaak het, wat alles geformeer het, wat my en jou gemaak het, is ongeduldig om vir my genade te gee. Daarom sê die woord van die Here vir ons, my genade is vir julle elke môre nuut. Hoekom? Ons het nie gisterse genade nodig nie, ons kry elke dag vars genade van God af. Hy wil aan ons met ongeduld, wil hy aan ons genade betoon, en hom oor ons ontferm. Hy wil opstaan, hy wil iets doen, hy is oorgehaal om hom oor ons te ontferm. Waaroor wil ons vrees, waaroor wil ons bekommerd wees, waaroor wil ons wonder, wat gaan van ons word? God wil aan ons goed doen. Dis sy woord.
En daarom kan ek my verlustig in hom en sê, Here, ek verlustig my in jou, want jy wil aan my goed doen. Ek verlustig my in die feit dat jy gaan môre aan my goed doen. Jy gaan vanaand aan my goed doen. Jy gaan volgende week aan my goed doen. Geen demoniese mag kan dit staan nie as God iets besluit. Die woord van die Here sê vir my, ek het nou nie daai versie in die notas nie, maar hy sê dit wat ek besluit, sê die Here, sal gebeur. It will happen. Klaar. As God besluit het om aan my goed te doen en om oor my te ontferm, gaan dit gebeur. Dit sal gebeur, niks gaan dit keer nie. Ek kan net sowel my nou begin verlustig in die Here. Nee? Met 'n uitbundige blydskap. Wat 'n ongelooflike gedagte om te dink ek kan elke dag van my lewe jubel en juig, want die Here gaan aan my goed doen en as ek my verlustig aan hom vanmôre, gaan hy in hierdie dag nog vir my die begeertes van my hart gee. Anderster jok die Bybel, wat nie kan gebeur nie. God lieg nie. Hy is nie 'n mens nie. Nee, volgende versie, Psalm 18 vers 31. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, sal hy beskerm. Jy dink die duiwel gaan jou beet kry? Soek die Here. Hy sal jou beskerm. Hy sê almal wat na hom toe kom om by hom skuilings te soek, sal hy beskerm. Hy is jou beskutting. Hoe? Deur die blydskap in die Here. Die blydskap, julle blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Dit is Nehemia 8 vers vanaf vers 1. Nehemia 8 vanaf vers 1 tot vers 15. Kom by en dan sê hy dit. Ek dink is by 11 rond, ek het dit hier iewers in my notas. Sê hy: gaan en eet lekker spys en drink, ek het dit sovallig gekry. Soek drankies en stuur porsies aan hulle wat niks het nie. Ons het vanaand lekker geëet, ons het drankies gehad, stuur vir hulle wat nie het nie. Want hierdie is 'n heilige dag van die Here onsse God. Nou wat sê hy op 'n ander plek? Hy sê, this is the day of the Lord. Let us rejoice and be glad in him. Vandag is die dag. Dis 'n heilige dag aan die Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Daai woord beskutting word in die Engels vertaal met strength. Hy sê, for the joy of the Lord is your strength. Daai strength beteken die volgende: a fortified place that nobody can penetrate. Waar wil die vuurige pyl van die duiwel my kom tref, van die bose? As ek in 'n fortified place is, wat impenetrable is, daar kan niks indring nie. Dis die blydskap in die Here. Maar ons het ons blydskap verloor. Mense het ons blydskap verloor. Die boodskap vanaand is, wie wat wil julle gedagtes suiwer? Wil julle gedagtes reinig? Wil julle 'n welbehaaglike pad voor die oë van die Here stap? Wil julle gedagtes arresteer en onderworpe kry aan die gehoorsaamheid in Christus? Raak bly. Raak bly in die Here. Raak bly in die Here. Jy het vanoggend asem gehad toe jy wakker word. Jy het gesien. Jy het gehoor. Jy het gevoel. Jy het daai pyn in die heup ook gevoel. So wees bly, jy kan nog voel. Daar's baie mense wat van hier af onder toe niks kan voel nie. Wat wens hulle kan pyn voel. As hulle maar pyn kan voel. Maar nou is hulle verlam. Daar's altyd 'n rede om jou te verbly in die Here. Daar is net altyd 'n rede om te sê, verlustig jou in die Here jou God. En dan gaan hy die begeertes van jou hart vir jou gee. So kry jou begeertes opgelaai. Kry jou begeertes voor die aangesig van die Here. Hy sê, maak julle begeertes aan hom bekend met smeking en danksegging. Kom by die Here môreoggend of vanaand wanneer jy stilte tyd hou en sê, Here, hier is my begeertes. Dis wat ek graag wil hê, dis wat ek begeer. En dan sê hy, verlustig jou in die Here. Dan gee hy dit vir jou. Dis nie 'n belofte, en dis die laaste punt, ek sien 'n kaart tyd. Dis die laaste punt vir vanaand, en dit is, God sal altyd sy beloftes waarmaak.
Een, hy is ons Vader, hy wil ons Vader wees en hy het ons gemaak om sy kinders te word. En nou het hy gesê, omdat jy my kind is, wil ek aan jou goed doen, en dan kom hy by die derde en sê, en al die beloftes wat ek vir jou gegee het, gaan ek nakom. Ek is nie soos 'n aardse pa, wat 'n ding beloof en dit nie doen nie. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 18, so waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nie nee nie. En dan kom die vers 19, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timotheus, was nie ja of nee nie, maar was ja, in hom. Dan kom vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, yes. Jou, wat 'n vers, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hom is hulle almal ja. En ons kan amen daarop sê. Nee? Al die beloftes wat die Here jou gemaak het. Ek gaan jou voorspoedig maak, ek gaan jou seën. Ek sal vir jou 'n toekoms bou. Ek sal jou kragtiglik gebruik. Ek sal vir jou wysheid gee, ek sal vir jou insig gee, ek sal vir jou die Heilige Gees gee. Al die beloftes wat hy gemaak het in daai skrif, né? Is ja en amen in Jesus Christus. En hy wil hulle vir ons gee, en hy sal hulle vir ons gee, as ons wat doen? As ons weet hy is ons Vader, ons weet hy wil al hierdie goeie dinge vir ons doen, en ons begin verlustig in hom, en sê, Jesou, wat 'n wonderbare voorreg om 'n kind van so 'n pa te wees. Die groote God van hemel en aarde is my pa. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte so sommige van julle dink nie. Maar hy is lankmoedig, hy het geduld om oor ons en wil nie dat sommige enigstens moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom en die ewige lewe te beerwe. En dan, as ek dit in die nuwe vertaling lees, dan sê hy, die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit, al dink party van julle so nie. Waar lê die geheim? Waar lê die geheim? Verlustig jou. Raak uitbundiglik bly. Kry die blydskap van die Here wat jou beskutting is weer terug op sy plek. En kom in die blydskap van die Here in, al voel jy soos Habakuk. Habakuk sê, al is daar niks op die lande nie, al is al die vee uit die kraal uit, al het die wiel in die put geval, al het wat ook al gebeur, nogtans sal ek jubel in die Here. Verlustig jou in hom. Ons sing daai koortjie, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Dis waaroor dit gaan. Dis een van die mees kragtigste wapens om my gedagtes gevange te neem en in gehoorsaamheid aan Christus te kry. Want wat kom die Here Jesus Christus en wat sê hy vir sy disippels, males 100-tal? Vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle. 'n vrede wat die wêreld nie ken nie. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis die vrede wat ek vir jou gee. Hoekom? Want ek kan my verlustig in die Here, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Yes, niks hiervan gaan my deel wees as ek nie die Here Jesus Christus aangeneem het en hy my salige maker gemaak het en ek 'n wedergebore kind van God is nie. This is reserved for the children of God. En elkeen van ons het die reg om dit te kry. Elkeen van ons kan nou na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my my ongeregtighede, vergewe my sonde, was my deur die bloed van die lam, maak my u kind, wederbaar my deur u gees, gee vir my u gees in 'n hoë mate, sodat ek nie net uit my eie uit nie, maar ook in die gees my kan verlustig in die Here. En dan, kom ons doen dit net, kom ons, net soos wat die Here toegelaat het, dat almal van ons geloof getoets was 'n rukkie terug, 'n paar dae terug. Kom ons toets hierdie ene. Doen my 'n guns.
elke dag as die son opkom, verlustig jou in die Here. En consistently deur die dag verlustig jou in die Here. Die duiwel wil ons gedagtes van God af hê op ons omstandighede. Die duiwel wil vir ons wys waarmee is ons besig om te worstel en waarmee het ons 'n stryd en hoe gaan ons sukkel en hoe gaan ons dit nie reg kry nie en miskien gaan die Here ons nie help nie en dan wil hy hê ons moet twyfel en ons moet ons geloof verloor. Nee man, kom ons verlustig ons in die feit dat God onveranderlik is. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Daar's niks wat by hom verander nie. Die woord van die Here sê, daar's geen skade weer van 'n ommekeer by hom nie. En dis die God wat gesê het, ek wil vir julle net goed doen. Ek wil julle net bless. Ek wil julle net die goeie laat kry. Ek wil al my planne wat ek vir jou lewe het, wil ek in vervulling bring. Hou op om 'n struikelblok te wees. Want ons is baie keer die grootste struikelblok in die pad van die Here, in die pad van die Here om aan ons goed te doen. Nee? Come let us rejoice in him and be glad. Okay. Fluit. My storie is uit. Nee?